Ek het 'n e-pos ontvang en dit was toevallig baie daardie aand en ek het toe gerespond en ek is baie dankbaar ek het, want dit is 'n ongelooflike eer en 'n voorreg om hier te kan wees. Asof jy die Here is. Ek is gevra om 'n paar liedjies te sing, so ek weet nog nie watter songs nie, maar gewoonlik en ek weet hulle kry baie goeie klavier in Van Hoyer hier af in die straat, so gewoonlik met 'n goeie klavier begin jy speel en dan sê jy wat om te speel. So ek sal maar kyk. Ek glo dat wanneer jy iemand entertain, moet jy seker maak dat jy iets doen wat werk in die kamer en nie net met 'n plan kom nie. Ek swat film by PALI, die Performing Arts Lifestyle Institute, nadat ek verlede jaar my Amerikaanse hoërskooldiploma gekry het by Home Life Academy. Ek kry die Poortprys vir 'n drama wat ek geskryf het en die naam is Val. Val gaan oor 'n engel wat in 'n vliegtuig vasvlieg en hy moet dan hy moet hulp vind vir die vlieënier en om niks weg te gee nie, hulle kruis weer paaie met 'n ou kennis van die engel en saam moet hulle ou wonde skoonmaak en nuus ook. Die drama dit was oorspronklik gedoen vir die Afrikaanse Hoërskool meisies vir Pretoria en hulle wil graag volgende jaar die teks opvoer. Maar vir die ander mense vir wie ek dit al gelees het, byvoorbeeld soos Johan Smit, hy sê daar's baie positiewe terugvoer. Om so vroeg so 'n toekenning te kry is besonder. So ek gaan vir altyd op die CV na die dating profile. Het jy geweet van die akademie? Ek het ja. My sussie het die Poortprys in 2015 gewen. En toe ek in graad 10 is, het ek begin inskryf. So ek het vanjaar uiteindelik gewen. Dit was my 3de poging, maar ek het die 2 vorige kere top 10 gehaal en kon nog steeds slypskool toe gaan. Ek is 17 jaar oud en ek gaan skool op Affies. Dood eerlik, dit gaan 'n bietjie vlak klink, maar hulle het op die afkom gesê dat daar 'n poort dat mense vir die poort kan inskryf en ek het die vorige jaar ingeskryf, toe besluit ek om dit weer te doen. En hier is eintlik een van die groep van gedigte wat ek heel eers in my hele lewe geskryf het. So dis vir my meer 'n ontdekkingsreis as enigiets anders gewees. Hierdie spesifieke gedig het ek geskryf oor 'n vriend van my wat oorlede is in 2022. Maar ag wat, ek hou nogal van die donkerder kant en ek skryf lekker. Hierdie was ook my proses van waardeur ek gedigte ontdek het. En ek hou van skryf soos as 'n opstel in die skool, as dit baie mense kla oor ek hou weer of van dit vir my is 'n lekker maklike manier om punte bymekaar te maak. My naam is Mia Skutte. Ek het by Stellenbosch Universiteit my meestersgraad in voedselwetenskap afgehandel. Ek wen die Junior Kaptein Scott medalje vir plantkunde, die beste meestersverhandeling in plantkunde. Ek het gewerk op die antioksidante in koring wat gerooster is. So ek het gekyk na dit met NIR spektrofotometrie. Dit is belangrik om die voedsaamheid van brood wat die mees algemeenste voedsel in ons land is te verbeter. So deur die roosteringsproses is daar sekere chemiese veranderinge wat plaasvind wat die voedsaamheid kan verbeter. So ons het gekyk hoe ons dit kan optimaliseer om dan dit verder te vat in 'n Weet-Bix of 'n Sasko broodjie of ietsie soos dit. Dit voel onwerklik. Toe ek die oproep gekry het, toe ek sommer van my voete afgeslaan. Ek het dit glad nie verwag nie. So dis 'n groot eer. Dis die Dou Greefprys. En dit is vir die beste artikel in daardie jaar in die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie. Dit gaan oor 'n visuele verkenning van die globale bestanddeelresepnetwerk met 'n spesifieke fokus op waar lê Afrikaanse resepte globaal nader aan watter ander lande. 'n Reuse groot datastudie. Ek het 'n bestanddeelresepnetwerk
van baie lande se resepte gaan saamtrek en met allerlei algoritmes gaan kyk langs of naby watter ander lande is Afrikaanse resepte geposisioneer. My bevinding was op die rand. Die hele netwerk verdeel in westerse en 'n oosterse komponent. Ten opsigte van suiwel is ons in die westerse komponent saam met Europa en ten opsigte van groente in die oosterse komponent saam met die verre ooste. En dit was my interessant geweest omdat dit kom eintlik daarop neer dat die gebruik van groente in Afrikaanse disse is een van die identiteitsmerkers wat die Afrikaner onderskei van die res van die Europeërs. Terwyl die gebruik van suiwel is 'n aansluitingspunt. En dis waarin ek belangstel want ek bestudeer die Afrikaner altyd. Ek kom oorspronklik van die letterkunde af. Spesifiek Afrikaanse letterkunde, maar dit het later uitgebrei na die Afrikaner en rekenaargesteunde studies wat meer kwantitatief geword het en so het ek half gemigreer en nou is ek 'n navorsingsgenoot by natuurwetenskappe by rekenaarwetenskap. Hierdie was 'n tipiese groot data studie gaan skraap 11.000, 12.000 resepte en onttrek sinvolle inligting daaruit en kyk of ons iets meer kan leer van die Afrikaner. En ek hou glad nie van kos maak nie. Ek hou van braaivleis en biltong. Ek is Phoebe de Wet, ek is 'n buitengewone professor by Stellenbosch Universiteit en ek sit brood op die tafel deur by die BMW IT Hub in Pretoria te werk. Ek is een van die pryswenners, of ons is die pryswenners vir die beste artikel in die akademiese tydskrif vir wetenskap. Ek is nie die enigste outeur nie, dis 'n spanpoging van 'n klompie formidabele vroue. Die ander auteurs is Monique Rabie, PhD-student en dosent Afrikaans by die Noordwes Universiteit. Petria Winter, ook 'n PhD-student by die Universiteit van Pretoria. En dan is daar professor Juan Borman van Stellenbosch Universiteit, professor Jeannie van der Linde van Universiteit van Pretoria en ek. Daar was ook nog professor Marine Graham, sy is ons staatmaker statistikus wat al die moeilike vrae oor statistiek beantwoord waar ons gewoonlik nie die antwoorde van ken nie. Die studie het gegaan oor hoe normaal ontwikkelende kinders Afrikaanse kinders se taal ontwikkel. Ons kyk eintlik na 'n klomp tale, maar een van die tale waarna ons kyk is Afrikaans. En ons wil weet op watter ouderdom leer kinders watter woorde, hoe groot is hulle woordeskat, hoe lyk 'n normaal ontwikkelende kind in Suid-Afrika. En dit is 'n bietjie kleiner as Suid-Afrika want ons het veral kinders in en om Pretoria opgeneem. En toe ons na die data begin kyk het ons agtergekom dat die kinders geweldig baie kodewisseling in hulle spraak het. Wat beteken hulle praat Afrikaans en die volgende oomblik is daar 'n woord of 'n frase of 'n naam in Engels. En as 'n mens wil sê 'n kind wat normaal in Afrikaans ontwikkel, praat so en so en so, is kodewisseling normaal, is dit nie normaal nie? Vir mense wat werk in taalontwikkeling, veral spraakterapeute, is dit regtig belangrik om te weet wat die antwoord is. Dit is normaal omdat kinders in Suid-Afrika, alle kinders word in 'n multitaalomgewing groot. Daar is geen huishouding in Suid-Afrika waar daar eintlik net een taal gepraat word nie, selfs al dink 'n mens so. Die kinders is baie goed, of ons het baie goed gekontroleer vir moedertaalonderrig, albei ouers Afrikaans. Ons het al daai veranderlikes in ag geneem en tog het die kinders baie Engelse woorde en frases gebruik in hulle spraak. Ek het al baie lank 'n ideaal om taal- en spraaktegnologie te gebruik om kinders te help met ontwikkeling, met kinders wat byvoorbeeld dysleksie het, kinders wat sukkel om te leer lees en skryf, terapie. Daar is 'n legio van moontlikhede om kinders met spesiale behoeftes te help met taal- en spraaktegnologie. Dit is nog nie wat dit moet wees vir Suid-Afrika se tale nie, maar dit is waar my passie lê en dit is hoe ek by die projek betrokke geraak het. Ek is 'n rekenmeester in Potchefstroom, so ja, doen meestal mense se belasting en hulle boeke in die dag, ja. En dan ja, oor naweke of in die aande probeer ek maar so 'n bietjie skryf, ja.
Toe ek baie klein was, het my ma was lief daarvoor om ons biblioteek toe te vat. So ek het baie gelees en deur te lees, soms kry mens nie altyd die boek wat jy graag wil lees nie. So dan, ek weet nie, op 'n stadium het ek besluit ek gaan daai boek skryf wat ek graag wil lees. So dit is vir my lekker om net te skryf dit wat ek graag sou wou gelees. Dis die Alba Bouwer-prys vir kinderliteratuur. Ek het dit gekry vir my boek Watermeisie, wat 'n kinderboek is. En dit handel maar oor 'n toekoms waar daar nou nie water is nie. En dan besluit die hoofkarakter hy gaan vir water soek. En dan gaan sy nou op 'n reis na 'n plek waar daar glo nog baie water is om water te gaan kry vir haar omgewing. Dit was baie oorweldigend geweest. Ek het nie verwag dit gaan dat my boek so goed gaan doen nie. So dit was 'n belewenis. Dit is na 'n hele paar jare vandat hy uitgegee is. Hy's in 2022 uitgegee. Ek probeer nog skryf in die aand en so ek het net nog nie iets wat ek heeltemal klaar gemaak het nie, maar ek hoop om in die toekoms nog 'n boek klaar te maak. Ek het vanaand die Skepersprys vir jeugliteratuur gewen. So dit word elke 3 jaar toegekend vir die beste roman vir jong volwassenes of vir jeug oor daardie tydperk. En dit was vir Komplex, my jeugroman. Komplex gaan oor 2 tieners wat 'n wintervakansie saam spandeer. Hulle is albei alleen in 'n kompleks en hulle ontmoet dan per toeval en dit is dan hulle liefdesverhaal wat uitspeel oor die wintervakansie. Die boek is in 2023 gepubliseer. Dit is baie goed ontvang, dit het goeie resensies gekry. Maar ek dink die belangrikste vir my daarvan was is dat dit geresoneer het by die mark en dat jong volwassenes daarmee kon assosieer en die tematiek en die skryfstyl en die humor het tot hulle gespreek. Ek is eintlik 'n TV-skrywer per beroep. So hierdie was die eerste roman wat ek geskryf het. So dit was my debuutroman geweest. Maar ja, eintlik skryf ek televisie. Ek het reekse soos die Boekklub gedoen en Fynskrif en Fraksie en nou onlangs het ons 'n reeks vir Netflix gedoen genaamd Tuiskoms. Dit is 'n ongelooflike eer vir my daar is bitter min pryse wat aan jeugskrywers toegestaan word, so dit is 'n erkenning. En dit is 'n vorm van literêre erkenning vir 'n genre wat nie altyd erkenning kry nie en dit is vir my fantasties dat dit raak gesien word en dat dit geresoneer het. En dit is vir my 'n baie belangrike genre. Ek glo ons is almal ewige tieners en ons probeer so half uitfigure wat in die lewe aangaan. Ons word ouer en die probleme word groter, maar ons bly maar net tieners. En ek dink dit is belangrik om dit wat ons as jong mense ervaar nog steeds as relevant en belangrik te beskou. Ons was mos akteurs en ons was vir jare op die verhoog gewees en toe nou vir jare wat ons filmwerk doen en dit is al seker al oor die 40 jaar wat ons daarmee besig is. Ons bly op 'n plaas. En Lida gaan nou volgende maand gaan sy vir 2 maande weg in die Kaap wat sy in 'n TV-reeks gaan speel. En dan sit ek daar alleen met die katte. Maar nie verder nie, dit werk wonderlik, werk baie wonderlik. Ek dink ek sal nie met iemand anders as 'n aktrise getroud kon wees nie in elk geval. Weet jy, ek het voordat ek nou vir my begewe het in die kunslewe, het ek baie ander dinge gedoen wat ook vir my die moeite werd was, maar by hierdie een het ek die langste uitgehou. Vir my voel dit altyd elkeen is vir my 'n hoogtepunt. Maar as ek nou moet terugdink, ek dink aan Vila se kind die film, daar het ek dit was vir my ook baie lekker. Ek het dit gevoel die film as 'n geheel was 'n hoogtepunt. En weet jy, as mense vir my op straat vra, waarin het ek jou nou weer gesien speel? Dan sê ek vir hulle nie, nou moet ek staan en dink, ek kan nie meer die goed onthou nie. Ja, is omtrent tyd, dit is almal baie lank hoor.
Ja, ek weet ek is nou dink ek 62 jaar in die bedryf. Begin by terug 62 jaar gelede. Ek sê vir jou eerlikwaar toe Dr. Linda Brink my bel te sê van nee, dit kan nie waar wees nie. Ons is net ordinêre mense. Maar 'n besondere eer. Ek weet mense sê gewoonlik sulke goed is, maar ek bedoel dit. Dit is 'n besondere eer. Ek ontvang die Eugene Maree Prys vir prosa vir my bundel Een voet in die kabber. Een voet in die kabber is 'n kleur vir 'n wêreld wat ek uitgeskryf het van die Cape Malay community. En die stories gaan basically oor tradisie en die kultuur en hoe die gemeenskap hulle self net deur die dag die mundane practice. Ek het die woord taklid wat 'n Arabic woord is wat ons gewoonlik net in masjid of in madrasa opset. Weet as ek by my moslim gemeenskap is gebruik, maar nie net gebruik in sy Arabiers vorm nie, ek het dit in past tense gebruik soos getaklid terwyl ek met Nathan Trantraal praat. En dit het gelei dat ek explore 'n gedeelte van my wat ek altyd weggehou het van my skrywerswêreld. En toe voel ek dat hierdie wêreld klop, die taal klop en toe begin ek stories te skryf in my Cape Muslim vernacular. En dis hoe die boek sy geboorte gekry het. Ja, en dit was altyd 'n gedeelte van my wat ek weggesteek het, want ek het gedink dit is nie vir die literatuurwêreld nie en ek het ook nie gedink dit is vir publiek nie. Maar ek het besef dat dit ontbreek in my en ek kan net heel en my identiteit as skrywer ten volle uitleef as ek al die vernaculars en tale wat in my lewe 'n mouthpiece gee. Ek het baie ek weet my eerste launch was 98% Afrikaans sprekendes. En hulle is 'n boekklub geweest en ek het gedink, oh my word, you know, this is going to be a challenge. En hulle was so dankbaar. En die feit dat mense vir my skakel en vir my sê dat die kultuur raak nou al hoe meer bekend vir hulle, is net voel net nog 'n bridge is nou weer gebou. Ek is basies afgetree. Ek is saam met Koos Roots, die filmmaker. Ons is in die filmbedryf. Toe ek op Universiteit van Pretoria in my honeursjaar was, moes ons deur al die dagboeke en reisbeskrywings werk van die besoekers wat aan die Kaap was. En dit het my opgeval hoeveel inligting daar is oor die Kaapse slawe, maar niemand gee regtig aandag daaraan nie. Jy weet, hulle werk op die kos en hulle werk op die kleredrag en op die enige ander kultuurelement, maar nie met die slawe nie. So toe ek besef, weet jy wat, toe ek nou die geleentheid kry om my meestersgraad te doen, toe dink ek, weet jy, ek het nou al soveel gelees oor die slawe in al die dagboeke en reisbeskrywings, so ek gaan dit as 'n onderwerp aanpak. Jy weet, die slawe en hulle kulturele bydrae tot die Suid-Afrikaanse kultuur, wat baie interessant was. Ja, dis 'n baie interessante, jy weet, die eerste slawe wat gekom het, jy weet, en hoe hy basies ook 'n groot rol gespeel het in die vestiging van Islam aan die Kaap. Jy weet, Sheikh Yusuf, so hy was basies 'n heenkome vir baie slawe. So is 'n geweldige interessante ding, maar ek moes ook gaaf, die dagboeke en die reisbeskrywings is nou een ding, maar ek moes regtig 'n diepte navorsing doen in die argiewe. Jy weet, om regtig agter die kap van die byl te kom met sekere goed. Ja, dit was 'n wrede tyd. Weer slawerny oor die hele wêreld heen was maar 'n rowwe storie. En die Romeins-Hollandse reg het ook gegeld aan die Kaap. So die strawwe wat onder die Romeins-Hollandse reg daar was, het ook aan die Kaap gegeld. En daar was baie streng en amper brutale strawwe gewees, wat eintlik 'n hartseer verhaal is in ons geskiedenis. Maar uit hierdie hartseer en uit hierdie onderdrukkende omstandighede het daar uiteindelik weer 'n Phoenix uit die as verrys. Suid-Afrikaanse kultuur sou heel wat anders uitgesien het as dit nie was vir die slawe nie. Vir hulle bydra op vele gebiede het dit verryk. Jy weet, dit was 'n hotspot aan die Kaap van verskillende kulture. Daar was Franse, daar was Engelse, daar was Duitsers, daar was Skandinawiërs, Nederlandse persone en dan die slawe. En die slawe het 'n ongelooflike bydrae gelewer wat
baie interessant is, maar ook die lewenswyse aan die Kaap van die slawe en die vestiging van die Islam is 'n baie interessante storie, want wat ek nou vir jou kan sê is dat die Islam aan die Kaap is baie uniek. Oor die hele wêreld heen sal jy dit nie so vind nie, want hulle het sekere elemente van die Indiese godsdiens oorgeneem, die Ratib en die Khalifa en ook van die boere. Dis 'n baie interessante storie. Ek sê altyd, mens moenie blasé wees oor dit nie. Dis 'n ongelooflike eer en 'n voorreg om vanaand hierdie toekenning te ontvang. Jy weet, en ek het groot waardering vir die akademie. Jy weet, en ook vir Protea Boekhuis, wat wel vir mense die geleentheid gee dat jou werk bekroon kan word. Ek is baie dankbaar. Ek was 'n onderwyser en ek is by Tikkies my hele lewe lank, 25 jaar was ek by Tikkies, ek is nou pas afgetree en hierdie toekenning gaan spesifiek dan om eintlik 'n toekenning te maak aan 'n loopbaanlange bydrae. So, dit is waaroor dit gaan. En dit gaan maar oor handboeke wat ek geskryf het en artikels wat ek geskryf het oor die handboeke en so aan. So ek sê jou, ek het byvoorbeeld ek was altyd Alta Engelbreg en ek het met my man 2018 getrou, Ben Vos, en ek het altyd gesê, selfs op ons witbrood het ek gesit en skryf en werk elke dag. So dit is maar hoe dit is. Maar dit is jou vreugde. Ek is in Afrikaans, ek was die dosent gewees wat onderwysers probeer voorberei het om Afrikaans ordentlik te kan gaan aanbied. En dan natuurlik is ek ook in die akademiese sin was ek nou professor gewees, jy weet, artikels en baie verskillende soorte boeke geskryf. Jy weet nie net handboeke nie, maar ook boeke vir navorsing en so aan en so. Nee, jy kon my met 'n veertjie omslaan. Ek was regtig, want hulle het nie dadelik gesê ek het gewen nie. Hulle het net gesê jy was nou in die kompetisie en so. Jy weet, dan luister jy so met een oor. En toe Linda dit nou vir my sê, toe is ek was net so dankbaar. Dit was net soos hierdie erkenning wat iemand wat pas afgetree het nou nodig het. Jy weet, 'n refleksiewe ding van terugkyk op jou loopbaan. Ek sê Afrikaans is my skelmpie. Want elke liewe oomblik wat ek het ek aan haar gewy. Jy weet, sy is nou 100 jaar oud vanjaar en ek sien net hoe sy gedei, maar natuurlik in al haar tonge en in al haar pragtige fasette is sy natuurlik aan blom. Nee, verseker. Die Deleen Becker Prys het ek saam met Nico Skeepers gewen vir die beste draaiboek wat geskryf is in Afrikaans en dit was vir Nêrens oor Kaap seisoen 2 of deel 2 eerder, se episode 13, die finale episode. Was 'n dramareeks, dit was heel oorspronklik 'n play, 'n teaterproduksie wat geskryf is deur Nico Skeepers en wat hy saam met die geselskap Gionel Albo Pretorius en de Klerk Olofse gedoen het. En toe is ons gevra om dit te ontwikkel in 'n televisiereeks waarvan ons seisoen 1 gedoen het, waaroor die teaterstuk gegaan het en toe seisoen 2 is heeltemal 'n opvolg deel van die hoofstukboek in die Adendorf gesin se storie gewees. Dit is baie goed ontvang natuurlik, ons is ongelooflik dankbaar daarvoor. Dit is 'n groot voorreg geweest vir ons om dit te kon verfilm en ek dink die rede hoekom dit dalk goed ontvang was is omdat dit regtig diep gepraat het met mense en dit het die menslike kondisie so klein bietjie 'n mikroskoop op dit gesit en ek dink dit was goed geweest vir mans om te sien dat dit oukei is om te huil en ook wat gebeur wanneer ons nie praat nie, wanneer ons nie by mekaar is nie en hoeveel trauma daar eintlik al opgesluit word in familiebande en wanneer trauma van die verlede, soos die dood van 'n vrou en dan in die seun se geval 'n ma, hoe dit goeters kan veroorsaak in 'n mens se lewe en dan hoe dit uitspeel in die res van jou lewe. Ek is al vir baie lank betrokke by ons werkswinkels en ons skrywerskamers en het al baie geskryf, maar hierdie is die eerste keer wat dit, sal ek sê, offisieel op papier neergesit is, dat ek skryf, ja. Ek is baie gelukkig dat ek in 2023 dieselfde prys gewen het vir my 8ste episode van my reeks Donkerbos. So,
Maar voor dit het ek natuurlik van die akademie geweet, want meestendeel met almal weet van die Hertzogprys. En net soos wanneer iets die Boekerprys wen, dan koop jy dit en lees dit dieselfde met die Hertzogprys. Dis 'n soeklig wat gegooi word op baie goeie werk en ek is ongelooflik bly dat mense die voorreg het om saam met hierdie ongelooflike klomp slim mense tyd kan spandeer een keer 'n jaar. Ek het studeer, maar ek het nie my graad klaar gemaak nie. By die Universiteit van Pretoria, maar dit was ongelooflik waardevol oor die vriende wat ek daar gemaak het en die bande wat ek gesmee het met nie net mense nie, maar ook met my verhouding met teater wat nooit sal doodgaan nie. En dis waarvoor ek Pretoria inniglik altyd sal dankbaar wees. My eerste draaiboek vir TV was Nêrens Noord-Kaap gewees. Voor dit het ek 'n kortfilm gemaak vir die Silverskermfees met die naam Die Maan val bewusteloos. En toe is dit Nêrens Noord-Kaap en wat op een van my teaterproduksies gebaseer is wat ek geskryf het. En daarna was dit Donkerbos wat krimi misdaad thriller is. Daar's hierdie pragtige ek het groot op 'n plaas in Limpopo en 'n plaas is 'n plaas is 'n plaas, maak nie saak waar jy om in die land sit nie. Maar in die Noord-Kaap wat ek gevind het, veral met deel 2, alles wat ons geleer het terwyl ons deel 1 gaan skiet het die storie so klein bietjie verander vir deel 2, want dis soos een van die karakters Tannie Ans vir iemand sê, as hulle vra, wat's fout met al hierdie mansmense? En dan sê sy net, daar's te veel oop lig, daar's te veel tyd om te dink. En daar's iets wonderlik wat gebeur in daai stilte en isolasie, want al wat jy het om na te gryp is die mense om jou. En ek dink dis 'n wonderlike landskap vir stories. Mense sê daar gaan niks aan in die Karoo nie. Daar gaan alles aan in die Karoo. En al daai oop vlaktes is maar net soos leë bladsye ook. Dit wag net vir stories. Dit was 'n lewenslange werk omdat ek op verskillende plekke in die wêreld gewerk het. Ons het hier in Suid-Afrika ontwikkel, dit was eintlik nie beskikbaar was in ander lande nie. So was ek betrokke in Engeland, was betrokke in Amerika, ook by die Aga Khan Universiteit in Afrika. Ek is eintlik 'n narkotiseer en die werk wat ons ontwikkel het maar eintlik ontwikkel omdat ek reeds as narkotiseer gewerk het. Maar myne was baie interessant want ek was in privaat praktyk en toe het my rigting verander. En ek is terug na die akademie toe en daar het ek by die teaters uitgekom, daar sit die ma's en die kinders in die huil. Sê maar, wat is dit, wat gaan met julle, wat is die rede, wat kan ek vir julle doen? En toe het ek besluit, maar nou, wat kan ek nou doen om vir hulle te help? En toe het ek ontwikkel en begin met dit wat vandag sedasie genoem word. Met ander woorde, die pasiënte kon buite die hospitaal gedoen word en ook gedoen word met middels waar hulle nie bewusteloos gemaak is nie. Ietsie anders is narkose, maar 'n baie belangrike en baie betekenisvolle gebied wat ons eintlik begin het in Suid-Afrika. Ek het op verskeie terreine oor die wêreld hier gepraat oor is sedasie 'n alternatief vir narkose. En dit is baie duidelik dat die ontwikkeling van sedasie nou geweldig toeneem tot so 'n mate dat Afrika eintlik roep vir hulp in terme van sedasie. Dit beteken dat nou pasiënte is buite die hospitaal, kry middels pasiënte lê vir jou en kyk en daarna 2 uur se operasie dan sê hulle vir jou wanneer gaan jy my opereer as jy nie is klaar. Dan weet hulle niks daarvan. Daar word baie gevalle gedoen waar narkose nie meer gebruik word nie. En vir die redes wat ek genoem het en soos ek nou sê, dit het geweldig gegroei. Die interessante ding van dit was toe ek hier begin het, want ek was die eerste ou wat dit begin het die narkotiseers gesê en ek is self 'n narkotiseer. Maar luister, jy kan nie hierdie goed mee begin nie. Hierdie goed gaan die mense doodmaak.
En ek het gesê nee, dit gaan nie die mense doodmaak nie. Met die navorsings wat ek gedoen het, het die Universiteit van Stellenbosch goedkeuring gegee dat ons kan aangaan met kursusse vir hierdie ouers, nagraadse kursusse en diplomas. Ek het selfs 'n student gehad wat 'n PhD gekry het en dit in sedasie. Ja, partykeer is dit makliker om erkenning en toekennings van oorsee te kry as in jou eie land. So dit was my 'n wonderlike riem onder die hart om hierdie toekenning van die akademie te kry. Ook omdat van my helde in die Suid-Afrikaanse musieklewe in die verlede dit gekry het en ek is baie geëerd om daai lang lys van wonderlike mense te wees. Ek sou sê in die eerste plek miskien my mede Suid-Afrikaanse komponiste Arnold van Wyk, Hubert Du Plessis en vele ander ook. Maar die dame na wie die prys vernoem is, Huberta Rupert, was ook 'n wonderlike onderskrager en ja, ondersteuner van die kunste en veral van musiek. Sy het vreeslik baie vir musiek beteken in haar lewe. En ek het ook destyds nog 'n werk vir haar geskryf vir haar verjaarsdag wat ons by die Endler gevier het met haar dogter wat gesing het saam met Albie van Skalkwyk. So seker is van die 4 gebede by jaargety in die Boland van NP van Wyk Lou. So, ja, ek het dan so 'n stukkie van die pad saam met haar ook geloop. Ek skryf in ander tale ook, maar ek sou sê, seker 70% van my liedere is in Afrikaans. En ek dink vir my, ek is natuurlik baie lief vir Afrikaans self, maar ek dink tog, sonder om nou te subjektief te wees, ek dink die feit dat Afrikaans so 'n nuwe taal was, het op 'n manier vir digters geïnspireer om te skryf in daardie taal. Ek vergelyk dit 'n bietjie met die ontstaan van Italiaans uit Latyn uit en hoe dit 'n enorme oplewing in Italiaanse poësie veroorsaak het in die vroeë Renessans. En daar het iets soortgelyks vir my gebeur in Afrikaans. En ek dink tot 'n mate ook omdat ons half nie dadelik noodwendig die modernste gedigte geskryf het, maar half amper moes inhaal wat ander lande reeds bereik het, was daar ook 'n lyrisme in baie van die Afrikaanse gedigte van die 20ste eeu wat jy nie noodwendig in ander tale so maklik in die 20ste eeu vind nie. So dit was vir my baie lekker. 'n Liriese gedig is altyd amper meer natuurlik en makliker om te toonset vir 'n komponis as een wat miskien nader aan prosa beweeg as aan, soos ons maar sê, die klassieke tradisies van lirisme. Altyd met dinge besig, maar ja, ek het so pas 'n groep van 24 preludes voltooi vir jong pianiste. Daar's 'n oud student van my van Universiteit Stellenbosch, Liesel Marit Jacobs, wat nou in Ierland bly en sy gee Suid-Afrikaanse klaviermusiek vir jong mense daar uit. So ek het dit nou vir daai publikasie geskryf en ons het so pas so 'n mini toer in Johannesburg en Kaapstad gehad waar ons dit nou bekend gestel het. So ja, dit is op die hoe sê om die draai, dit word nou so oor 'n maand uitgegee te word op die internet en dan kan mense daar bestel ook. Ag, dit is my baie hartseer saak. Ek dink dit is nie net Suid-Afrika nie, dit is wêreldwyd. Maar ja, as ek dink wat musiek in my lewe beteken het en in die lewe van so baie mense wat ek ken, en ek dink dit kan letterlik vir enige mens 'n geweldige groot betekenis hê. Ek dink klassieke musiek het 'n effens 'n negatiewe reputasie gekry oor die afgelope dekades, miskien oor die toename in die verspreiding van populêre musiek wat dit half net verdring het en wat soveel makliker en toegankliker is. Maar ek dink een van die wonderlike dinge omtrent klassieke musiek is die feit dat die luisteraar self ook half 'n poging moet aanwend en sy kant bring. So ek dink net die feit dat mense daardie moeite doen om die musiek te probeer begryp en verstaan, wat definitief minder toeganklik is as populêre musiek, beteken dat jy ja op 'n dieper vlak daarmee interageer en ek dink dit maak vir jou nuwe wêrelde en wyeer wêrelde oop. So ja, vir my is musiek onontbeerlik. Ek sou sê dit gaan oorwegend nie sleg nie, ten spyte van baie moeilike omstandighede. Dit is eintlik meer, sou ek sê, 'n kwessie van wat maak mense na hulle klaar gestudeer het. Want ons lei uitstekende musisië op en meeste van hulle moet ongelukkig deesdae oor see gaan om 'n betrekking te hê of 'n toekoms as komponis byvoorbeeld. So ja, dit is baie jammer dat ons land nie meer geleenthede bied nie.
Dit is ook verstaanbaar op 'n manier want daar is nie miskien die ekonomiese aansporing vir mense om vreeslik te belê in 'n effens ontoeganklike vorm soos klassieke musiek nie. As jy nou moet besluit waar jy jou geld gaan sit, gaan jy seker sit waar jy 'n kunstenaar het wat 'n stadion vol mense kan maak, eerder as in 'n kleinerige konsertsaal. So ja, dit is maar baie oorweginge. Ek dink dit sou baie help as daar meer op skole gedoen word om nie net die studente wat belangstel in musiek nie, maar al die kinders bloot te stel aan klassieke musiek ook. Dit is maar eintlik 'n kwessie van, ek dink vroeë blootstelling sê hulle is baie belangrik in terme van die manier wat die brein ontwikkel en wat die brein dan leer om klassieke musiek te verstaan. Die wetenskaplikes sê vir ons klassieke musiek aktiveer blykbaar meer areas van jou brein as enige ander menslike aktiwiteit. Luister na klassieke musiek. So maar ons sê ook dat 'n kind eintlik voor ouderdom 6 moet blootgestel word daaraan vir die brein om daardie ontwikkeling te kan voltooi. Man, wie jy so 'n paar jaar gelede, ek kan nou nie onthou nie, het SA Graan op Botawil vir my 'n toekenning of 'n sertifikaat gegee vir my lewenslange bydrae tot die mieliebedryf in Suid-Afrika. En ek het 'n boek geskryf, 'n redelike dik boek met 55 pla van mielies in Suid-Afrika. En die het ek nou in Afrikaans, my moedertaal, geskryf. En hy is gepubliseer. En dis oor 100 jaar gaan die mense hom nog gebruik. En as iemand iets oor insekte by mielies wil navorsing doen, moet hulle beslis die boek eers raadpleeg. Die boek behoort aan die Landbou Navorsingsraad, want ek het hom oor baie jare, as ek 'n aftydjie gehad het en nie besig was met navorsing nie, dan het ek maar gesit en skryf aan die boek. Ek waardeer dit. Ek het nooit besef ek gaan so 'n groot prys kry nie. Jy weet, my oupa Grootjie, hy het van Engeland afgekom as 'n landbouarbeider. En hy sou nooit kon dink 'n agterkleinkind van hom sal so topprys in Suid-Afrika kry nie. Dit is vir my, dit is my geweldige voorreg en ek waardeer dit vreeslik, jy weet dit. Dit is iets wat ek soms aan gedink het, maar ek het dit hoegenaamd nie verwag nie, ek moet sê. En op 'n manier dink ek dis 'n gee erkenning aan my oeuvre. Jy weet dat dit is in die eerste plek vir Decima, my onlangse roman in Engels en Afrikaans. Maar ek voel dit ook, dit is 'n soort van 'n erkenning van my ganse skryf projek. Ja, hierdie is my 12de fiksiewerk en so ek is geweldig. Dis 'n baie groot eer vir my om hierdie toekenning te kry. Dit is 'n boek en ek wil iets daaroor sê in my kort toespraak aan die einde. Waar die dier, in hierdie geval 'n swart renoster koei, as 'n karakter die storie binnestap, om dit so te stel. En ek probeer vir die leser byna omkoop om vanuit die perspektief van die dier, die omgewing en die wêreld om haar, in hierdie geval die Oos-Kaapse reservaat, te sien. So ek probeer die leser as ware oorrompel, sodat hy of sy onder die vel van die dier inkom. En ek probeer die dier uitbeeld as 'n gevoelvolle wese, ja, 'n sentient being. En ek dink dit is wat 'n verskil maak tussen hierdie boek en al my ander werke, dat ek 'n dier as een van die karakters binne gesleep het.
om op 'n manier vir 'n ander tipe van verhouding te probeer aankweek of te probeer aandui dat dit moontlik is vir ons om 'n ander verhouding teenoor diere te hê as ons vir 'n oomblik terugstaan en hulle sien as gevoelvolle wesens. Tranquility Base here. The Eagle has landed.